en welkom by Four East Kingdom, saam met my Nadia Olivier. En ek DJ Olivier. Dit is lekker om weer saam jou op te neem, jy join my nie meer nie. Wat voorreg is dit om saam met 'n pastoor te wees in hierdie perfekte kantoor waar ons sit vandag. Hier in die Bosveld. Ja, ons het 'n nuwe plekkie waar ons bly. So hierdie is dan nou dis eintlik 'n wallpaper. Dis 'n regte, dis nie 'n background nie, dis 'n regte wallpaper. Maar oulike vertrekkie hierdie, so ons neem lekker op hierso binne. Meeste mense het nou gedink ons sit nou in die bos. Ja, ek dink meeste mense gedink dit is net soos een van daai virtual backgrounds wat jy kan. Ons is nie so fancy nie. Ja. Ons is nog nie daar nie. Nee. Hoorie so, maar dit is goed om hier so te wees en ek is so bly jy het ingeskakel op hierdie YouTube video en dat jy nou saam met ons kuier. Dit het 'n interessante kom ons vra net voordat ons induik in die gesprek. In die teologie in. Ja. In die gesprek in. Waarom is jy besig? Hoekom is jy nie meer op die podcast nie? Where have you been? Die Here seën ons met werk. So ons is baie besig ons het nou getrek nie te lank terug nie en ons bly nou hier in die ooste in. En ja, lekker groot plot. En ja, ons is dankbaar vir die Here wat vir ons werk gee en so ons is lekker besig om te werk. En ja, so jy werk en ek kerk. Jy werk en ek werk en jy kerk. My vrou is nou officially geordyn as 'n pastoor, so hier voor julle sit nou pastoor Nadia Olivier. Ja, okay. Ja. Dit Dankie, is 'n Here. groot mylpaal in my lewe, so ek is baie dankbaar vir dit. Dit was nou Saterdag wat verby is, het Wouter my geordineer. Sondag. Sondag, ons is nie Seventh Day Adventists Nope, nie meer nie. Nog nooit nie. Maar hier so, okay, goed. Maar ons eet maar vark. ek was nou nog al die tyd aan die gang. Ek het nou wel 'n breek gevat toe ek ophou swat. In Junie maand, ek dink was dit. Toe ek my graad voltooi het, toe besluit ek gaan net 'n breek vat van alles. En ek weet nie, net by my family wees en net aftyd geniet, want na 7 jaar se swat was ek redelik moeg om heeltyd voor my laptop te sit. So ek het net 'n breek gevat van my skootrekenaar en ek het 'n breek gevat van lees en studeer en navors en ek het net gestop, cold turkey. So ja, dit is nou al seker amper 'n maand sedert ons 'n ek dink my laaste gesprek was met Rian Zwegelaar geweest. Fantastiese gesprek. As jy hom nog nie gekyk het nie, gaan kyk hom gerus. Hy gaan een van die dae saam met my op Impact Radio ook wees. En dan natuurlik het ek by Impact Radio ook begin podcasting doen. So intussen terwyl ek nou nie hier besig was op Voice Kingdom se podcasting nie, was ek wel by Impact besig. Ek het Dr. Richard G. Howe, hy is 'n professor by die Southern Evangelical Seminary in Amerika en sy vrou Rebecca Howe. Bietjie met hulle gesels, so jy kan gerus op Impact Radio se webtuiste gaan kyk vir dit. Dan gaan kyk jy na die alle podcast tab, né? En dan kan jy gaan luister na daai gesprek. Ek en Dr. Howe het gepraat oor is Christianity true, which of course it is. What's the evidence vir dit? En dan Rebecca Howe en ek het gesels oor om to develop a prayer life. So, alles Amerikaners, so dit was Engels. Ja, so dis waarmee ons besig was die afgelope tyd, maar dit is baie lekker om weer saam met jou op te neem. Ek is baie bly ons het die voorreg om weer so op te neem. So DJ, jy het 'n interessante droom gehad hierdie week. Vertel ons jou droom. Ek het 'n paar interessante drome gehad. Okay. So ek droom, ek word gisteroggend wakker en ek sê toe vir my vrou, ek droom van 'n ek weet nie of julle al ooit gesien het hoe lyk 'n king cobra nie, maar dit is die grootste giftige slang in die wêreld, boonbehalwe nou as ek giftig. Ja, ek dink nie hy is die giftigste nie. Nee, hy is die giftigste. King cobra en hy is die grootste. So hy lyk amper soos 'n luislang. Hulle word ek het gister gaan Google tot 3 Grootste? Ja, tot 3 meter. Groter as 'n anaconda? Nee, maar hy is die grootste, giftigste slang in die planeet. Wow. So Hy die meeste venom compared in vergelyking met sy grootte.
Okay, Ja. goed. So een druppel van sy gif kan iets soos 30 groot mans doodmaak. Okay. So dis altyd daai slange wat hulle in die Taiwanese met speel, maar hulle ongelukkig die video's hulle trek hulle tande uit, so dan beteken dit eintlik niks nie. So dis nogal hardseer as jy so daaraan dink. Maar ek droom ons is iewers en ek sien iemand het die slang is hier tussen ons, maar iemand het die slang se kop gegladrap. En dan almal is besig om in die slang te vat, want die slang kan hulle nou nie pik nie, maar ek sien die slang suffer eintlik. En al wat ek wil doen is ek wil eintlik die gladrap van sy gesig afhaal, van sy kop. Maar in my besef ek, as ek die slang, die gladrap gaan afhaal, gaan hy my pik. En as hy my pik, gaan ek dood. En hy gaan 10 teen 1 almal wat in hom gevat het, hier tussen my ook pik. Maar nou gaan hy omdraai en hy gaan nou besluit, okay, julle wil aan my peter. Karring, ja. Ek kan niks doen nie. En soos ek gaan in my slang, ek vat aan die slang, maar die slang is massive in my droom. Hy het so groot kop. En ek kyk in sy oë en ek kan sien in sy oë en sodra ek daai gladrap gaan afhaal, gaan hy my pik. En ek word wakker. En dit is soos daai storie. Ja, wag. Ja. Pause nou, né? Okay. Okay. Wat 'n interessante droom. So toe hy vir my die droom vertel, toe begin ons filosofeer oor wat kan hierdie droom nou beteken. Nou sê ek vir Maurice sommer dink jy dis 'n geestelike droom. Nou sê hy nee, hy weet nou nie. Hy weet nie of dit 'n geestelike droom is. Ek sê altyd vir my vrou, dis net loose files. Ek glo in drome. So dit is altyd 'n interessante storie as een van ons 'n droom. In 'n geval. Jy glo ook in drome? Dat die Here praat deur drome ook? Verseker. Ons het al 2 besluite gemaak in ons lewe op grond van drome. 2 groot lewensveranderende besluite op grond van droombevestigings. So Ons het daai een keer gedroom ek wen die lotto, die volgende dag toe vat ons al ons geld en ons spandeer dit want ons gaan die lotto wen. Daai was nie 'n regte droom nie. daai was dalk jou droom. Goed, maar in 'n geval. Dit 'n grappie, sorry. Okay. Toe praat ons oor wat beteken as ons nou dink net in terme van die Here, nê? Wat beteken hierdie droom? Want dit is soos die Here wat met Judas Iskariot gewerk het. Hy het geweet presies wie Judas is. Hy het geweet Judas gaan hom seermaak, hom verraai. Hy het geweet as hy Judas toelaat om naby hom te wees, gaan hy hom verraai. Hy gaan hom laat vermoor. En tog het hy gekies Om hom te hou tot op die einde. Om hom te hou en hom toe te laat om hom te verraai. En so dit is 'n interessante ding van help jy die slang wetend, dis die regte ding om te doen, maar wetend jy gaan seer kry. Ja, ons het maar eintlik gepraat van kom ons sê daar's mense in jou lewe. Jy besef as jy daai persoon dalk toelaat in jou lewe of inspraak het in jou lewe, mag hy jou dalk seermaak. Maar soms hou ons maar net aan. Jy weet, ons gaan maar net ek gaan nie sê vat die woord byt vas nie, ons laat toe om daai persoon in jou lewe te hê. Jy weet daar is 'n kans dat daai persoon jou gaan seermaak. As jy die gladrap afhaal, gaan daai persoon jou pik. Want So die gladrap, ek wil net noem, simboliseer die hulp wat jy bied. Die toelaat naby jou. So die gladrap is eintlik die vrymaking van daai persoon om naby aan jou te wees of in jou lewe te wees of om jou hulp te aanvaar. Right? Ek ry gister en ek dink die hele tyd nou in hierdie droom en ek dink by myself, meeste mense, seker, as jy altyd hoor van mense wat 'n slang vang op hulle plaas of hulle huis, die eerste ding wat hulle doen is hulle kap sy kop af, want weet hy's 'n slang en hy's giftig en hy kan iemand se kinders doodbyt. Maar ek meen, dis nie sy skuld nie. Dis in sy nature in. As jy in die see gaan spring in die diep see en 'n haai
byt jou been af, kan ons nie môre gaan in 100 skepe in die bodens in die see sit met almal met sulke massive guns en elke shark doodmaak nie omrede 'n shark nou iemand gebyt het nie. Dit is sy plek. So ek dink baie keer, ek dink net, weet, in my drome sien ek die slang is in pyn. Ek sien hy's ongemaklik. Ek sien hy versmoor en hy wil net wegkom. Maar almal wil in hom vat en hom kyk hoe lyk hy en die en daai en hy kan niks doen nie. En hy is eintlik magteloos. Hy is magteloos. Hierdie wonderlike, kragtige, sterk slang is magteloos. Ja. As jy daai Gladrap afvat, het ons moeilikheid, want ek Google toe nou gister, want ek en Google ons is maatjies. Ja, as ek iets sê dan Google hy dit. So, en ek Google toe, hulle sê, hulle het nou al gekyk, maar hulle sê 1 druppel van sy venom kan oor 100 groot mans doodmaak. Nou as jy kobra vat, swart mamba, kobra, nou wat wys hulle die verskillende is, maar die king cobra is die grootste venomous slang wat hulle kry. Nou daar is 'n klomp dinge, maar ek meen hulle groot raak en ja. Okay, maar so ek in my droom besef ek wil hom graag help, maar ek weet vir my heilige siel as ek hom help, gaan hy my pik. Dan gaan ek doodgaan. Ja. So die vraag wat ek en jy doen nou vir mekaar vra is, help jy die persoon? Help jy die persoon wat jy weet gaan jou seermaak? En ons kom toe nou uit op, ja, maar wat doen Jesus? Nee, want die vrug van ons verlossing is die karakter van Jesus, sê Filippense. The fruit of your salvation is the character of Christ. En as ons veronderstel is om meer en meer soos Jesus te word, dan self-preservation is nie deel van daai equation nie. Dit beteken in effek, weet as ek mense nou in die plek van die slang sit, wanneer mense hulpeloos is, magteloos is, dis daai skrif wat sê, true religion is this, that you take care of the widows and the orphans. Dit is nie die letterlike weduwees en die letterlike wat noem jy 'n orphan in Afrikaans? Weeskind. Dis nie net letterlik bedoel nie. Tuurlik is dit ook letterlik bedoel, maar dis nie net letterlik bedoel nie. Daar's 'n prinsipel daarin is, ware geloof is hierdie, dat jy die magteloos is, die verlorenes, die verwerptes, die weggegooide mense onder julle sal help. Want in daai tyd was dit die weduwees en die orphans. Nee, die kinders was niks werd. En ons sien dit vandag weer, DJ, al hoe meer in die relativist life wat ons lewe, né? Kinders is niks meer werd nie. Kinders is, en ou mense, dis amper asof as jy swak is jy niks meer werd nie, want jy het niks om te contribute nie. Jy is nie meer deel van die gesprek nie. So al die ou mense word in ouete huise ingegooi en word vergeet, hulle kinders vergeet van hulle mense vergeet van hulle, en kinders word in die baarmoeder vermoor, by die miljoene. En wat is die redes wat ons gee dat hierdie moorde plaasvind op ons kinders? Ag nee, maar die kind het 'n siekte. Die kind gaan 'n gebrek hê. Die ouers wil nie die kind hê nie. Die kind is gekry deur hierdie omstandighede. Dis nie die kind se skuld dat daar 'n lelike ding gebeur het en nou is die kind daar nie. Ek het nou so 'n paar weke terug toe kyk ek wat is sy naam, die ouetjie wat ons vir daai pastoor wat ons so van Mark Driscoll nou praat hy van, iemand het 'n video geneem van, ek weet nie hoe presies het hulle dit gedoen nie, maar hulle sê wanneer conception, wat is conception Afrikaans? Ek weet nie. Wanneer nou daar 'n kind is. Wanneer die sperm en die eiersel by mekaar uitkom, dan is daar conception. Life is conceived. Ons moet hierdie ene se maak the birds and the bees. Dis 'n opskrif. Maar nou sê hulle daar gebeur, daar's 'n lig wat gebeur. Dit lyk amper soos 'n ontploffing. And then after that life is conceived. So hulle sê hulle kan nie verduidelik waar daai waar daai lig vandaan kom nie. Ek wil net noem op hierdie noot, want ek moet dit sê. So if Jesus is the light of the world, and he's also the life of, like I'm the way, the truth, and the life. Yeah. But he's the light of the world. So in the light, there's life. Exactly. So in die lig, dis dieselfde met daai Shroud of
Turin. Hulle sê dit was 'n lig wat dit veroorsaak het, nê? So lig, lewe. Okay, ja, sorry. So dit is hoekom hulle sê, sodra daai conception plaasvind, dan is daar lewe. En maak nie saak of dit nou 'n week of 'n maand of 5 weke, whatever is nie, lewe is lewe. Dan is hy 'n zygote, ek ja, dink. so die hart begin vorm, die brein begin vorm, voortone en vingertjies en al daai dinge, there is life. En dit is hoekom jy nie mag lewe wegvat nie. En mense verstaan dit nie. En dan is jy, okay, hierdie is nou nie 'n eintlik 'n gesprek daaroor nie, maar dan gaan jy in die fases van die ontwikkeling van die mens in. Maar is nog steeds 'n mens daai, in daai fase van daai menseontwikkeling, in die volgende fase en in die volgende fase. Maar in elk geval, so wat ons sien, wat ons doen nou so ons het gister ook gepraat nou van Judas. Ja. En dan praat ons dan nou van is dit Hosea. Nee, ja, maar ons het gepraat ook van Pieter wat you will deny me. Ja, Petrus, Hy het ook geweet Peter gaan hom 3 keer deny. Petrus, ja. He will deny me 3 times before voor die haan kraai. En so Jesus het toegelaat dat 2 van sy disippels hom seermaak. Waarvan ons weet, dit kon meer gewees het, ja, nie? Wat van daai Sons of Thunder? Wat was hulle nie ook dalk partykeer bietjie snippie met Jesus nie, weet nie. Hoekom het hy hulle Sons of Thunder genoem? Maar hulle is 40. Hulle was 40, so dink jy nie Jesus het ook bietjie gebrand nie. Ja. Onder hulle hier meertjies nie. So die groot ding gaan maar altyd is dat ons toe dat ons mense ons seer maak en dan vergewe ons hulle of ons wat doen ons? Jy weet dit gaan maar daaroor. Ek het die hele dag gister aan gedink. So nou wil ek aanlas by dit met Hosea. So dis toe wat ons gesprek doen. Ons praat oor Judas, ons praat oor mense in die algeheel, die weduwees en die orphans. En ons praat oor Petrus. En toe gaan ons na Hosea en Gomer toe. Nou, Hosea is 'n man wat God dan sê, hoor, jy gaan trou met 'n prostituut, sodat jy my getrouheid aan Israel so kan bewys aan die volk. En hy gaan trou met Gomer, nê? Maar Gomer is nie 'n gehervormde prostituut nie, sy's 'n aktiewe prostituut. So, terwyl hy met haar trou, weet hy, sy gaan hom verneek, want sy's 'n prostituut, dis wat sy doen. Soos 'n slang wat pik, dis wat hy doen. Nee, jy sê dis nou die natuur. Die natuur van die prostituut is om so op te tree. Dis haar manier. En nog steeds stuur die Here vir Hosea en sê gaan trou met die prostituut. En jy moet maar Hosea self gaan lees, maar dit is daai ding van die Here laat jou en my wat die kobra is, wat gegladrap is. Ons is magteloos. Hy maak ons vry, nê? Hy sny metafories die gladrap oop sodat ons kan lewe, né? Wanneer hy op die kruis sterf, dis wat hy doen. Hy maak daai gladrap oop sodat ons kan lewe, wetend ons gaan hom pik. Wetend ons gaan teen hom sondig. Wetend ons gaan hom verlaat, hom verraai, ons rug op ons draai, ons vuis vir hom skud. Hy weet dit. En tog red hy ons nog steeds. En so wat beteken dit vir my en vir jou is dat so waar as die vet moet ons dieselfde doen. Ons is eintlik verkeerd as ons in 'n plek van ek weet nie wat die woord nie, selfbeskerming ingaan. Dis nie reg nie. Ons moet eintlik alles gee vir die mense om ons. That is true love. That a man lay down his life for his friend. Nee? Of, soos Jesus dit sê, dat hy vir ons lief gehad het, toe ons nog of wat sy skrif nou, dat hy het vir ons gesterf, ons lief gehad, ek kan nou nie mooi onthou nie, toe ons nog sy vyande was. Ons moet ons vyande lief hê, ons moet ons naaste lief hê. Ons vyande, weet jy wie is jou naaste? Enigiemand wat jou hulp nodig het, is jou naaste. Jou naaste kan vandag ek wees, of dit kan wees wanneer jy op site gaan en daar's iemand wat jou hulp nodig kort, dit is jou naaste in daai oomblik. Ja. Die ou wat magteloos is, die ou wat jou hulp kort, dis die ou wat jy moet lief hê. Ja. En liefde is 'n werkwoord, so dit is daai om jou hand uit te reik en die gladrap te sny, sodat die slang kan asemhaal, sê maar nê. Dit is liefde. Ja. Dis 'n werkswoord, dis om iets te doen wat daai persoon help. It's an act of patience, an act of kindness. Ja, ek dink dit is nogal goed gesê. Nou obviously dis nou my vrou die pastoor. Want
Maar weet vir my, ek dink die hele tyd aan gister. Jy weet, hoekom voel ek wil die slang se gladdrap afval? Want ek sien hy suffer, maar ek besef en ek dink ek die hele tyd in myself, hoe gaan ek daai slang vashou en daai gladdrap afval en hom weggooi laat hy nie terugkom nie, want ek besef as ek die gladdrap afval, 10-1 gaan hy my pik en hy gaan almal wil pik wat aan hom gevat het en hy sal seker in die proses doodgaan, want dit is in sy nature in. Maar hy wil terugkom. So dit is die ding wat my nou die hele tyd konflik en dink ek by myself, okay, soos ons nou sê, vat jy daai droom nou in jou regtig en iemand my nou pik. Moet ek nou ervaar, moet ek nou bang wees dat ek iemand gaan help en dan as ek daai persoon help gaan hy my pik. Maar dit is die ding wat ons moet doen. Elke dag is die lewe. Ons moet net aangaan. Ons moet aangaan om seker te maak nie saak wie jou pik en seer maak nie. It doesn't define you. Jy moet opstaan. Stof jou wat sê die Bybel sê stof jou skoene af. Jou skoene die stof af. van jou skoene af. Skoof af en dan gaan jy aan. Ja, maar daar is 'n ander konteks. Was nie eintlik dieselfde konteks nie. Daar is eintlik die teenoorgestelde konteks wat jy nou gebruik, maar goed. Ja. Ek wil sê die grootste getuienisse wat ons hoor gewoonlik, weet daai wow getuienisse en daai this way out there is gewoonlik mense wat gekies het om nie hulle self te beskerm nie. Ja. Hulle het gekies om in die donkerte in te loop. Dis gewoonlik mense wat in baie slegte omstandighede liefgehad het. En dan somehow oorleef hulle, die Here beskerm hulle, bring hulle deur die omstandighede en dan kom getuig hulle hoe hulle, miskien was hulle 'n captive in 'n Islamic situasie, jy weet, of something. En dan kom vertel hulle hoe hulle ek het baie sulke getuienis gehoor toe ek vir Open Doors gewerk het. Nou, Ja. is dat in hierdie omstandighede waar die Christene gevangenisse gehou word deur ander gelowe en goeters en gemartel word, jy weet, kies hulle. This is amazing. Vir hulle te Kies hulle om vir hulle captors te bid en die gospel te vertel, vriendelik te wees met hulle, goedhartig te wees teenoor hulle. Daar is die karakter van Jesus. So ja, terug op die vraag ten slotte van hierdie gesprek. Sny ons die gladdrap van die slang se gesig af, wetend hy gaan ons pik, of sê ons, ja, ek gaan myself beskerm, en ek gaan laat die slang maar op sy eie versmoor. Ek dink persoonlik. Die antwoord is, wat is die antwoord? Sny die gladdrap af. Sny die gladdrap af. Daai is moeilik. Ek glo dis wat die Here van ons verwag. Ja. Ek glo dit kom saam met die gesegde van turn the other cheek. Alhoewel jy weet iemand gaan jou in die gesig slaan, gee vir hom nou die ander kant ook. Ek meen dit is die Here se karakter is om aan te hou. Hy hou aan. Maak nie saak hoeveel keer jy sondig nie. Hy hou aan om jou te vergewe en jou lief te hê. Nou dit gee jou nie die vrymoedigheid om aan te hou sondig en te doen net wat jy wil doen en aan te weet die Here vergewe jou nie. Because ek dink dit gaan maar oor jou hart ook. Baie mense sê ja, ek is lief vir die Here en ek bid vir die Here maar dit betal maar ook in jou hoe mense jou sien. Op die einde van die dag is dit is nog 'n interessante ding te weet. Die Here kies ons eerste en het ons eerste lief gehad. Ja, so ek dink kom ons sluit af met hierdie bemoediging is dat as jy mense het om jou wat jou eintlik seer maak, né? En dit is moeilik. Dis nie te sê dat jy hulle naby aan jou hart moet toelaat nie. Maar ek dink jy moet vir hulle plek maak in die koninkryk. Ek dink dis die punt. Is daar moet plek wees vir hulle om ook tot by Christus uit te kom. Ons kan nie mense op so 'n afstand hou dat ons eintlik nie die evangelie by hulle kan uitkry nie. Dat hulle eintlik nie Jesus in ons lewe kan sien nie, want hulle is te ver. Ons het hulle te ver weggedruk. Beteken nie jy moet elke naweek saam hulle kuier of enigstens saam hulle kuier nie. Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor hê spasie vir hulle om ook in die koninkryk in te kom. Bid vir hulle.
tree vir hulle in, wees vriendelik met hulle, wees goedgesind teenoor hulle. En hierdie goed is moeilik. Hierdie is die uitdaging van die Christelike lewe. Dis hoekom Jesus sê count the cost voordat jy my kom volg. Want jy gaan jou kruis moet dra, jy gaan jou lewe moet neerlê. Jy gaan moet wees soos ek. Ek gaan deur jou moet lewe, jy gaan moet sterf. So hierdie goeders is nie eenvoudig nie. En by no means, het ons dit reg gekry. Ons sit met baie uitdagings met mense om ons. So we're preaching to the choir here. Maar die waarheid bly waar. Dis wat Jesus van ons verwag is om mense lief te hê tot hulle in die koninkryk inkom en ons hulle 'n broer en 'n suster kan noem. Al is ons nie huisvriende nie. Dit gaan nie daaroor nie. Nee, ek dink dit is belangrik om aan te hou bid vir daai mense. Iemand wat jy dalk nie van hou nie, bid van hom. Bid dat die Here, die Heilige Gees binne in hulle ingaan en hulle natuur verander. Die slang se natuur gaan nie verander as ek die gladrap van sy kop afhaal nie. Hy gaan nie sy koppie op my skouer sit en sê, soos 'n hondjie, soos 'n golden retriever nie. Hy gaan vir jou pik sodra jy daai afval. So jy moet dit is hoekom hulle sê count the cost. Jy moet verstaan dat hy gaan jou pik. Jy kan hom dalk die gladrap afsny en hom so ver as moontlik probeer weggooi. He might come back. Hoorie, maar ek dink nou 'n ander gedagte, so op die einde van hierdie gesprek. Ek wil net dit ook deel dalk. Partykeer is jy die slang. Ja. Ek dink ons moet net ook dit vir mekaar sê. Partykeer is ek die slang. En ek moet net mooi ook kan reflekteer om te sê, hoorie, is ek die een wat almal om my wil pik en daarom is almal so vir my. Jy weet, want iewers het ek gladrap gehad oor my gesig en ek het gevoel ek's magteloos en ek kon myself nie help nie en ek het gevoel almal vat aan my en misbruik my en dit was nie lekker nie en nou is ek op 'n pad van jy gaan my nie gebruik nie, jy gaan my nie misbruik nie, jy gaan nie vir my vertel nie. Ek gaan opstaan vir myself, ek gaan myself beskerm. Is dit dalk ook jy wat die slang is? So soms moet ons maar daai refleksie ook toepas. Diep. Ja. Diep. Yes, dat kom diep gaan al. Hoorie so maar, dit was lekker DJ om saam met jou te kuier. Ek is bly jy het hier so geluister. As hierdie gesprek jou geseën het, subscribe op die YouTube channel asseblief en laat hy ook net 'n bietjie groei, dit bemoedig ons en se gaan like die Facebook page For His Kingdom, gaan follow daai Facebook page. Share dit. En share hierdie video met iemand wat ook die boodskap nodig het. Okay. Ek het net in die week gehoor hoe een van my vrou se boodskappe iemand gebless het en deur daai boodskap kon sy dit vir iemand anders te stuur wat daai persoon ook dalk bless. Ja. So ja, ek dink dit is baie belangrik om seker te maak ons kry die woorde uit. As jy hierdie luister en dit bless jou, kom vertel ons asseblief. Ja. En laaste ding, as jy getuienis het wat jy graag wil deel, kom vertel ons. Ons is al ewig op soek na mense wat gereed is om hulle getuienis te deel. Jy kom na ons toe en dan praat ons bietjie oor jou getuienis. Ons help jou net om hom te formaliseer sodat ons hom lekker kan compact en kan deliver op 'n manier wat goed werk sodat hy mooi ontvang kan word. En dit is dat mense daar soos julle daarna kan luister en kan geïnspireer raak. Ek dink dit is wat die Here van ons soek is om jou testimony te deel. Absoluut. Okay, hy het dit vir jou gedoen, maar nie net vir jou om daarvan te weet nie. Die res van die liggaam het ook 'n seën daaruit, hoor. Alright, dit was baie lekker om saam almal te kuier en ons sien julle weer die volgende keer. Bye bye.